In Matteus 13 vers 42 waarsku Jesus ons teen die ewige verlorenheid. Hy sê dat hulle wat nie gered is nie, sal in die brandende vuuroond gegooi word, waar daar geween en 'n geknars van tande sal wees. Nou, hierdie woorde, gehuil en 'n geknars van tande in die hel, is 'n simboliese voorstelling van twee afsonderlike en intense emosionele reaksies op God se oordeel. Hierdie terme beskryf twee verskillende groepe mense gebaseer op hulle reaksie op veroordeling. Ons kry in die eerste plek die wat huil. Hierdie groep ervaar diep hartseer en verwoesting. Hulle is so oorweldig deur die verlies en teleurstelling om die hemel te mis. Veral diegene wat verwag het om daar te wees, en die feit dat die boeke geopen is, wat natuurlik jou gewete is, en dat jy nie genoeg water in jou oë sal hê om te huil in daardie toestand nie. En dan die tweede groepering is die wat op hulle tande kners. Hulle verteenwoordig die wat in haat en woede teen die Here uitvaar. In die Nuwe Testament word 'n gekners van tande dikwels geassosieer met woede. Jy onthou die skare se reaksie op Stefanus se steniging in Handelinge 7 vers 54. In die hel bly hierdie woede onberouvol. Word dit meer intens, na mate hulle God se geregtigheid bevraagteken. Nou as hierdie twee simbole is, die wat huil en die wat op hulle tande kners, dan is die werklikheid waarna hulle wys waarskynlik baie erger as die simbool self. Onthou, die hel is nie die afwesigheid van God nie, maar die teenwoordigheid van God in sy toorn en oordeel. Die bekende teoloog R.C. Sproul gebruik die term kosmiese verraad om te verduidelik waarom so straf bestaan. Hy het aangevoer dat selfs die kleinste sonde teen 'n heilige God 'n daad van opstand en rebellie is. En die gevolglike geween en gekners is die regverdige gevolg vir daardie feit dat jy jou eie keuses wou maak bo die van jou Skepper. Nou wat maak ons daarmee? Ek wil dit graag verduidelik met die beeld van 'n begrafnis, 'n baie besonderse gebruik. Ons het op Vrydag 15 Julie 2011 die begrafnis van Otto van Habsburg en sy vrou, die erfgename van die Oostenrykse en Hongaarse trone, gesien. Die wêreld is herinner aan 'n ritueel bekend as die klopseremonie. Dit is 'n hoogs simboliese en dramatiese ritueel waarin jy moet buig oor jou ewige bestemming. Voordat 'n oorlede Habsburg die keiserlike kerk kon ingaan by die begrafnis, vind 'n simboliese dialoog by die geslote deur tussen 'n koninklike amptenaar en 'n geestelike, kom ons noem hom 'n monnik plaas. Wat hy moet doen, hy gaan staan, dan gee hy die eerste klop. Die amptenaar klop, die monnik vra, wie soek toegang? Die amptenaar dra dan die oorledene se volledige lys van titels. Hy was die keiser van Oostenryk, die koning van Hongarye. Die monnik antwoord, ons ken hom nie. Dan 'n tweede keer moet hy klop. Die amptenaar klop weer en wanneer hy gevra word wie daar is, lys hy die oorledene se wêreldse prestasies en al die eerbewyse wat hy ontvang het. Weer antwoord die monnik, ons ken hom nie. En dan, as hy die derde keer kom klop, die laaste keer, as daar gevra word wie is daar, dan sê hy eenvoudig, hy gee die naam en dan sê hy 'n sterflike sondige mens. En dan antwoord die monnik, laat hom inkom. Laat hom binnegaan en die deure word dan vir hom oopgemaak. Nou hierdie ritueel spruit voort uit die fokus op nederigheid en die feit dat almal voor die Here gelyk is. In 'n samelewing waar die keiser gesien is as 'n semi-goddelike figuur wat deur God se wil regeer, was hierdie ritueel 'n preek vir almal, om almal te herinner dat wêreldse mag net 'n rukkie duur. Deur die keiser te verwerp, maar die arme sondaar te verwelkom, wou die kerk die Christelike geloof versterk, dat 'n koning dieselfde behoeftes het as enige gewone mens. Hy het behoefte aan God se genade en vergifnis, want verlossing word nie met titels of goeie werke of met besittings gekoop nie. Nou wonder ek as ek jou uitdaag, hoe dit sal wees as jy voor die Here te staan moet kom. Mag jy jou veiligheid in Christus vind. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons weet by U alleen is ons veilig. Amen.